just a little boy, I asked my mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will there be rainbows day after day? Here's what my sweetheart says. Jij was daarom maar een staan van ons rainbows. Was het? Ja. The future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, will be. Have children of our own. They ask their mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? She tells them tenderly, que sera, sera, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, will be. Que sera, sera. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation, I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. And when I let you walk into my heart, congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation, I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me, that round about me you wanted to stay. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation, I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation, I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. Psalm 1 vers 1 tot 3 ken ons allemaal baie goed. Wel gelukzalig die man wat nie wandel in die raad van die goddeloosheid, nie staan op die weg van die sondaars nie, en nie sit in die kring van die spotters nie.
maar sy behaas in die wet van die Here. En dan lees ons in vers 3, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome wat sy vrugte gee op sy tyd. En alles wat hy doen voer hy voorspoedig uit. Nou, wat ons nie almal so goed weet nie is in Jeremia 17, ekskuus tog, 7 en 8 het ons amper dieselfde woorde. Ons het weer die blou gedeelte. Hy sal wees soos 'n boom wat by water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees is daar uit te kom nie. En dan lees ons boaan in die blou gedeelte of in die rooi gedeelte, geseënd is die man wat op die Here vertrou. Ek vat net hierdie teksie, want as ek kyk na die skool, en ons kyk na al die groot bome buitekant, wat allemaal so klein boompies was, toe ons laas hier was, dan is dit jou een ding wat my stref wat amper die grootste verandering is. En as ons kyk na ons mense, dan wil ek sê, allemaal is baie mooier as 50 jaar gelede. Ek dink so. Hier is die raai op die oude. Op 'n manier is ons mense wat toch, soos die bome buiten gegroei het ons ook gegroei en die mooie in ons, die karakter in ons het uitgekom. En dit is vir ons vandag regtig 'n vreugde dag om hier saam te wees. Maar ons staan ook voor 'n onbekende toekoms. En ons wil mekaar oor 20 jaar nog sien, en ons weet nie of ons met almal mekaar nog sal sien. Kom ons hou net hierdie gedagte van die Psalm sit sy klem op die mens wat wegbly van die kwaad, en Jeremia sit sy klem op die mens wat op die Here vertrou. En hulle, dis die mense wat kan verwag om soos 'n boom by waterstrome te staan en vrugte te dra. En kom ons dra vandag vir mekaar vrugte, laat mekaar deel in die vrug van ons lewens. En maak dit vir mekaar 'n mooi dag. Ja, dit is vir my wonderlik om hier te staan en te sien, dis vrolike, vriendelike gesiggies wat ons na kyk. En ek is seker dat elkeen wat hier so is en wat vir wie ons so welkom sê, gaan help om dit vir ons regte dag te maak wat ons gaan onthou. Maar nou ja, ek wil baie welkom sê aan ons oudies wat hier so is vandag. Die name wat ek gekry het is meneer Liefbroer en meneer Van der Merwe, wat ek nou al elkeen ook kon groet. Baie welkom. Dis vir ons eintlik 'n eer om ons oud onderwysers saam met ons te kan hê. Ek verstaan meneer Aders gaan ook later by ons aansluit. Dan sal ons maar vir hom 'n ou handdrukkie kan gee. En dan is ook mevrou Nancy Reyneke saam met ons. Maar dis vir ons 'n voorreg om haar ook hier te baie welkom. Trudy, hoekom vra jy nie vra hoekom sy niks ouer lyk as ons nie? Ja. Estelle is dierbaar, sy was so dierbaar dat ons al die tyd wys net gou vir die mense hoe lyk. Sy was die wenner van die wiskunde. En dan daar sy ou mens ook hier so. Gaan 'n absolute sy verlustig haar in die nuusbriewe. Sy dink terug aan die jong sorgvrye dae. Dat sy wens sy kan weer nou laat terugkeer met elke gesig bekend, alles lekker. Hoe gelukkig was ons nie? Vraestelle so in sy hand gehou. Dit stink! Hoor julle? Dit stink! Klim onder julle banke in en stink! En daai hoë banke wat ons so gehad het, het ons so in gesak en so vir mekaar gekyk. En iemand sê daar heel agter, hoe stink 'n mens? En die mens sê, wat sê jy?
Hy sê, nee meneer, ek sê net ons het klaar gestik. En die mense het net opgestaan en wat die beer uitgeroep. So wat ek dink, hy het gaan lag. Nou, ek en sy kos uit. Maar staan en sy twee laaie. Dan loop die meisies nou so verby met die woorde, laat ons aan die goed van hulle sit. Sy het hier die groente uit die ekkie vleis. So elke foto uit verby kom, gooi sy ekstra stuk vleis in die laai. Dit is nog groot baie sê. Ja, dit sit dus net so kom vir ons sit dit in nou deeg en juffrou Straas sê maar ons kyk so dat sy nie kan sien hoe smaak dit is. Ons sit dit in die oond. En hierdie goed begin reis. Dit blyk nou so stoot brood. Maar anders se paadjies is net. Nou kom sy dan sy by die fees en sy sê hier paas nog nie reg. Nou sy daai twee paas mense. Dit lyk soos twee dik brode. Nou staan ek en Johanna daar toe maak sy so 'n stokkie met so 'n papiertjie aan. Toe steek sy dit in die pan, sy sit dit op haar tafel en sy sê so lyk 'n vraatse brood. Die hele skool kom kyk. Daar was sy se ondergewag van die ander met ons te deel, né? Hulle het gesat daar onder. Hy het vir ons Duits gegee in matriek. En hy het my altyd met die borsel uitvee gegooi, want hy het vir my, ek het nie Duits geleer nie, want vir my, die das het ek nie geweet, hoekom is dit so nie? Ek het net geweet, dit is so, want dit klink vir my reg, want ons praat Duits in die huis. Dan sê hy vir my, ja, Ergo, hoekom is dit so, Broederich? Dan sê ek, nee, ek weet nie meneer, ek weet net, dit is reg. Gats, nie gryp hy die dan, wauw! En 'n ander ding, ek onthou baie die meisies, hy was nou baie aantreklike man. En ons het hy het agter in die klas gestaan en klas gee. En al die meisies het gesit met hulle speeltjies. En hy Hy was baie dierbaar. Baie wonderlike kunstenaar. En die ander ding wat ek net kan doen, iets anders nou. Onthou iemand meneer Gerber, die Hy was seker. En soos die duiwel wil dit wees, was daar toe nog 'n Duitser wat in my lewe was, en dit was toe die Knights. Maar op 'n hele ander vlak. Want 3/4 pad deur standaard 8 het Rudy my voorgekeer in haar klas. Toe sê hy vir Hannes, jou klein slap, en ek het nie die woord gesê nie, want hy was altyd 'n oordentlik. Hy sê, jy leer nie, jy gaan nie Duits maak nie. En hy het my toe na 'n hoek gedryf, toe sê hy nou, maar het jy 'n voorstel? Toe sê ek, nee, maar, meneer Rats, ek gaan probeer. Hy sê, jy het al gewag. En weet julle, hy het daar vir my gesê, oké, jy probeer, ek sal seker maak dat jy standaard 8 Duits deurkom, maar jy beloof my nie dat jy nooit weer in standaard 9 in matriek Duits sal neem. En my pa het een aand laat by die huis gekom en dit was omtrent standaard 5, standaard 6. Toe is die ou kerel erg bemoeid by die munisipaliteit, met die politiek, met die skool, alles. En hy was toe ook op die komitee wat die onderwysers uitgesif het en onderhoude mee gevoer het, wat toe geaspireer het vir Middleton Hoërskool. Toe sê hy vir my, weet jy wat? Ons het uiteindelik gekies. Julle het die beste onderwysers gekry wat hier in die Transvaal was. En die ou kerel so met my sê, en as jy nie goed deurkom met skool nie, jy bly die front. So het ek toe nou ook geweet ek is by 'n goeie skool, goeie onderwysers, en ek moet nou perform. Ek weet nie wie van julle onthou meneer Gressen. Hy het ons is van het afstand, hy het ons Afrikaans gegeven. Toe sy het beloof. En dan staan hy daar in die klas. Nou, hy het altyd 'n grys broek aangehad met 'n wit hemp. En dan is die wit hemp hier voor so oopgetrek. Dan steek sy naakie so paar uit. En altyd ons altyd na gekyk, dis wel 'n goeie hartjie staan.
En hy staan voor die klas, en dan wil jy onthou die een wat so oor is. En dan sê hy, kinders, julle weet die liefde. Die liefde is iets wonderliks. En hy maak sê, dis soos 'n ding wat jy nie kan krag nie. Dit was het altyd doen. En nou wil ek net gou 'n storieetjie vertel van Christa. Ons het altyd pauze, né? Christa het daar gesit. Op die muurtjie, dan kom ons almal vir so 'n paartjie sit 'n foto daarvan. Dan sit ons en sê, ek sit langs Christa eerste, want ek ken haar die langste. Ek sê, Christa, asseblief ruil vandag met my, wat het jy op jou brood? Want ek het goeie goed gekry, jam, peanut butter en partykeer mama. Sy kyk en sê sy, o, my ma het vir my groen boontjies met aardappels en eie in op die brood. Ek sê, kan ek ruil? Sy sê, nee, wat het jy? Ek sê, nee, ek het weer peanut butter. Nee, ek ruil nie vandag nie. Op 'n ander keer dan sê van Christa, wat het jy nou? Beet. Ek sê, beet op jou brood. Christa, jy moet met my ruil. Ek soek daai beet op die brood, ek is mal oor beet. En so het ons maar aangegaan en die ander, nee, maar ons kry nie iets in nie, want jy vra altyd eerste. Maar Christa het altyd die lekkerste brood. So onthou baie staak, jy ook self nie 'n mens toe ons na hiernatoe trek. Dus die plek is pragtig, mooi skoon en hy sê, so dis die tande. Julle moet nie snap ons gaan die mure afvee nie. Want hulle in die biologieklas met hulle Roe is ons biologieonderwyser. Dit was 'n praktiese klas. Nou gaan ons 'n para slag om te kyk na die peristaltiese beweging. Nou moet iemand met hierdie para nou plooi omgee, maar hoeveel gee jy nou vir 'n para? Niemand weet nie. En nou sny die para oop, hy lê lekker daar en ewe skielik word die maat wakker en hy begin met sy derms op die tafel rondloop. En ja, so onthou sekere goed, ander ding wat ek ook onthou, meneer Beyker was ons Engels onderwyser. Maar ons het altyd so die lippe gehang oor Hamlet en al daai wonderlike boeke, Pilgrim's Progress en Scrooge en daai manne. En dan sê hy vir ons, jy weet hulle nou raad in my huis ingebreek. En hulle steel wragtig, hy het 2 soens gehad, 'n bloue en 'n bruin. En hy het hulle so omgery. Een week die bloue en die volgende week die bruin. En wragtig die diewe steel toe nou nie daai 2 soens nie. Sê hy is so skaam om skool toe te kom want hulle wil nie daai goed gesteel het. Ons het altyd van Voortrekkerhoogte af tot die bus gekom. En Regina het vir ons altyd vertel van die kerel. Maar die kerel het of geteken die lelikste kind in sy klas, of die mooiste kind in sy klas. Maar dit kan nou simpel wees. Wie skryf nou vir meisie so? En jare daarna dink ek loop ek vir Trudy raak. En Trudy vra vir my, is Rina toe getroud met haar snaakse man? Ek sê, nee, ek is. Ons, die trein het 6:30 op Kloofsigstasie gestop. So nou kom hy al van Olifantsfontein af en oral klim dan maar ouens op. Ook ouens wat die trein weer moet kry op die Victoria stasie, Seenshoorse ouens. Nou was het, van die waans was gewone waans, maar daar was 'n paar slaapwaans ook daar. En Johan het vir my gesê, ons wil die geheim weet vandag, op hierdie dag, wat het gebeur in daai slaapwaans en wie het daarin gesit en hoe het dit gebeur? Die matrieks van die ander skole. Ja, ons is standaard 6 meisietjies en ons stel nou nie eintlik in die standaard 6 seuns soveel belang nie. Hierdie ander manne wat dan daai mooi groen baadjies aan het. Ons het nie 'n skooldrag nie en hulle het oordentlike skoolbaadjies en hulle is lekker lang en dit lyk goed en al die dinge. As die trein begin inkom by Klooster, dan moet die ou wat waar ons wil inklim, moet ver uithang.
En hy moet so waai met 'n papier of iets, laat ons kan sien, dan, ons na daar, spring gou in, en die deure gaan oop, word toegeklap, en dan sit ons nou lekker daar langs die ouetjie van ons keuse. Net styf, dis al. Dit was al erg genoeg vir daai tyd. Nee, dat is die waarheid. Dat niks snaaks gebeur nie. Dit was vir ons wonderlik. Dis styf in die auto sit. En ja, tjof, ons is alweer op die stasie in Pretoria. Al ewig kinders wat daar boor praat. En ek hou nou wat op en ek sê vir my Dindus, sê moet asseblief daai 2 kinders na die opening na die kantoor toe stuur. En ja, gewoonlik op 'n maandag is daar heel wat kinders wat die boor wil sien en met hom wil praat. En hier maak die deur weer ook met kinders wat uitgaan, hier staan 2 dogtertjies. En hulle, ek sê hulle moet inkom. En hulle wil iets anders doen, maar ek gryp hulle hande in. Sodat hulle hier staan, ek het 'n plank gehad. Die plank het ek gebruik na 11. Dan maak het nie so 'n lelike nek dat die ouers kan sien. Voor 11 was dit die rondom. Nou ja, dit was toe, ek gryp toe die plank en ek het elkeen sy hand en ek gee elkeen 'n goeie hou op die hand op die plank. En ek jag hulle uit en sê om die klas toe. Loop jy uit, ek kom die volgende kind. En hy gaan uit. En ek kom, hier staan die 2 nog steeds. En ek is duivel in. Hoekom is hulle nie klas toe nie? Hulle sê hulle moet klas toe gaan. Nee meneer, ons het briefies van ons ma, ons wil môre verloop. Sis toch. Please explain. Ek is so verleer. Ek sê vir sy sekretaris en ek sê vir haar, hoor hierso, bring vir my 3 koppies tee. En daar was koek, bring vir my koek. Toe sit ek en daai 2 dogtertjies lekker in tee drink. Ek het die ouers ook gebel en hulle gesê wat die situasie is. So kan 'n mens 'n groot geleentheid sien. Stories te vertel van hierdie skool waar ek soveel jare by betrokke was. Ek is in 1992 uiteindelik hier weg as deel van die antieke meubels. Maar as julle nou maar vir die onderwysers soveel drukkies gegee het, sou ek vandag gekry. Nee, nou was ek fout gestaan. Ja, by hierdie skool het daar nou baie dingetjies al gebeur. Ek kan onthou
My klaskamer was hier in die hoek gewees. En as dit pauze, dan moet ons nou begin oefen vir die singery by die atletiek. Dan het ek daar opgeklim die trappies, en dan het ek oor die hekkie geklim, dan het ek daar op die dak gestaan. En er staan die hele master kindertjie staan daar voor my. En nou probeer ek dirigeer, want ek is aangesê ek moet aflig. En nou weet ek het daar so dol te keer gegaan en afgerig, dat ek daar so gestaan en spring het, dat die ligte wat daar aan die onderkant van die was het net kaplak staan. Dat was die einde van die gesingery daar. Op skool nie baie gesê gehad nie. Ek onthou een keer met 'n debat, Vrydaande was debat geweest, en toe het ons gedebatteer, soiets. Ek dink Johan was aan die voorsitter, en toe ek naderhand probeer ietsie sê, ek ook eerlik. En die ouens het gepraat, en naderhand kry ek 'n kans en ek spring op. My mond gaan oop, en almal luister. Maar is stilte. En Andries langs my standplein in 'n stilte. En die mense die kinders begin nou so rond te kyk wat die duiwel gaan aan. En Johan sê, wel, as jy niks te sê gehad het nie, het jy dit baie goed gedoen. Ek het vandag baie te sê, en alles, ek wil vir jy sê, baie welkom hier. Hier alles het ons geleer van algebra. Hy het vir ons geleer van 'n parabool en 'n hiperbool. Hy het vir ons geleer dat 'n parabool ook in ons lewens toegepas kan word, die op en die af en die op weer. Hy het vir ons geleer van Pythagoras. Ek onthou nog die dag toe ons van die skool afkom, met die trein soos ons gesê het, en dan daar by Kloofsig, en dan baie die Amin trok ons op. Toe sit Christa daar by blindbanke, en sy lyk baie bedruk, en ek sê vir Christa, wat gaan? En sy sê vir my, Joes, wie die hel is Pythagoras? Daar is nog 'n ding van die algebra in die wiskunde wat ek wou sê, is dat die x-y-as. Die x-y-as, horisontaal verhouding met jou medemens en die vertikaal die verhouding met jou God. En dit het hy ook in die rugbyveld het hy vir ons geleer. Horisontaal, Johan sal onthou, reguit terug, Andries, reguit terug, indruk, horisontaal. En dan in die lyn staande werk jy boontoe. Daai verhouding van menswees en onderwyser en kind en die vak het deur ons lewens by ons gebly. Ons sê meneer Allers baie dankie daarvoor. Meneer Allers, ons vra nou om ietsie te sê, en ek kan sommer net daar staan of sit. Ek het net een uitgelaat, dankie dat ek uit is. Ek sit net weer meneer Bestorie. Ek wil ons rondgejaag. Daai was net 'n trick geweest meneer. Jy het ons baie rondgejaag, nou moet ek bietjie. Goeiemiddag, dames en heren. Ik maak het nou fout, dat zegt Jens en dochter. Ja. Hier een paar notatjes gemaakt, maar allemaal wat hier iets gezegd had, het zo recht in mijn terrein ingevlecht. Dat ik min oorheid om te zeggen. Eerstens, baie dankie voor die uitnodiging hierin. Na zoveel jaren, voor alles de mensen, je collega's langs je zien wegvallen, dan is het een wonderlijke voorrecht om zo samen de groep uitdagingen met elkaar te komen. Eerstens wens ons heel geluk met die poging om zo'n groep leerlingen met elkaar te krijgen. Ons was hier bij een vorige een geweest, een paar jaar geleden, en toen was het uit de grote klas minder mensen wat hier was. Onthou je nog die tijd? En die oude Langenhoven school. 's Oggends, onthou jy nog,
moes ons eers die vloere uitvee, gemors verwyder, van die boemelaars wat daar gestaan. Die loop, nadat jy geloop het op by die stasie, dan weer van Pretoria stasie af na die skool toe, is nog wel 'n tamelike eentjie om te loop. En dit is waarom jy in Scandinavië al 'n interhoor atletiek gewen het. Ja, dat is reg. En dit is oorgedra van genoeg, daar is ook sê. Maar goeie vriende, ons sê dankie aan hierdie, ons eerste matriekklas, vir die voorreg van hierdie geleentheid om by mekaar te kan kom. Ons waardeer dit, al gaan dit die mankerig, en moet julle hier help en daar help, maar ons waardeer dit. Mag julle so voortleef, dat ons en Rutten steeds trots op julle sal bly. Want dit kan ek verseker, ons skop baie met die eerste matriekklas. Met hierdie onthulling wil ons dan betuig dat hierdie groep oudleerlinge loyaal sal bly aan hierdie skool. Hulle sal hoog vlieg en koers hou. Dankie. Johan sê lees jy daar staan as Ek gaan net lees vir die mense wat nie kan lees nie. Bo een kant 558, regterkant 62, Littleton se hoërskool, oorhandig deur die skool se eerste matriekklas, die klas van 1962. Dan kry ons die seunsgroep, die meisiesgroep en dan die onderwysersgroep hierso. Daar staan opgedra deur die matriekklas van 1962 aan ons besondere toegewyde hoofde en personeel van die 58 tot 62 groep.
so dat 'n skool wat so sy 50ste die Unie hou, eerste matriekklas het eintlik 'n wasdom bereik. Nou is ons deel van 'n klein groepie skole in Pretoria wat daardie status bereik. En dit gaan met ons besonder goed. En die rede daarvoor is dat julle vir ons die voorbeeld gestel het. Ek sien maar daai eerste klompie 62 wen te hoor, 100% slaagsyfer. So dan gebeur nie van self nie. Jy kan maar kinders skree en slaan en smeek, hulle sal dit nie bring as dit nie reg kom. So dit getuig van ons gemeenskap se kinders en ouers dat hulle besonderste fasie is. En ek dink dis hoekom ons ook so goed presteer. Op die 1962 matriekklas, op die 20ste 2012, 'n heildronk langs aan die lewe. Laat dit goed gaan. I can remember everything as if it were yesterday. We met at 9. We met at 8. I was on time. No, you were late. Ah, yes? I remember it well. We dined with friends. We dined alone. A tenor sang. A baritone. Ah, yes. I remember it well. That dazzling April moon. There was none that night, and the month was June. That's right. That's right. It warms my heart to know that you remember still the way you do. Ah, yes. I remember it well. How often I've thought of that Friday Monday night when we had our last rendezvous. And somehow I foolishly wondered if you might by some chance be thinking of it too. That carriage ride. You walked me home. You lost a glove. I lost a comb. Ah, yes, I remember it well. That brilliant sky. We had some rain. Those Russian songs. From sunny Spain. Ah, yes, yes. I remember it well. You wore a gown of gold. I was all in blue. Am I getting old? Oh no, not you. How strong you were, how young and gay, a prince of love in every way. Oh, yes. I remember it well. Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hours. Think of all the great things we would do. Those were the days, my friend, we thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life we'd choose. We'd fight and never lose. For we were young and sure to have our way. Da 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 Then the busy years went rushing by us. We lost our starry notions on the way. If by chance I'd see you in the tavern, we'd smile at one another and we'd say,
kans op my boyfriend op straat om so 'n bietjie van 'n crush. Ek het ook in standaard 6 kom vir Piet en Willem gehad as boyfriend. Maar toe hardloop Willem vinniger as Piet. Nee, toe sê ek nee, Willem kan nou maar my boyfriend wees. Maar toe hardloop hy ook nie meer vinnig. Toe was daar 'n ouetjie in standaard 9, Chris Smits. Toe sê hy my boyfriend want hy is vinniger as hierdie. Luister net voor jou. Julle staan hierdie is 'n chaotiese foto van die dag. Daai is daglig, selfde help hulle op. Daglig is daglig. Staan net hier oor dat jy almal Johan, waar is jy nou? Ja, jy moet net weg. Johan, weg is jy. Weg is jy, jy sê die foto. Dans, Karadijn, kom en dans weer met my. Op maat van die ontvang wat weer voor die wei. Die blonde op die feestvolle straat. Die sterre is brand af, die maan is al daar. Kom dans, Karadijn, kom dans, Karadijn, kom en dans weer met my. Goeiemôre broers en susters. Môre. Tot baie dankie dat ons in julle midde kan wees vanoggend. Dis vir ons baie genade vir julle gemeente en vrede. Kom ons begin in antwoord die Here met 'n loflied 200.
sing om vir die Here dankie te sê, het ek gedink ons gaan vir die koor wat 'n loflied aan God sing. Ons gaan vir hulle vra om ons in te tree vir die Here, sê Here, ons loof U omdat U groot is, omdat U wonderlik is, dat U my vergewe, en dat U my nuut maak vanoggend, en dat U my met die nuwe lewe die wêreld instuur. Psalm 121 is 'n baie ou bekende psalm. 'n Psalm met 'n interessante geskiedenis en gaan nou met die deel, dit vorm deel van die pelgrimsliedere wat die mense gesing het as hulle op pad was Jerusalem toe vir die Paasfees. Die lied begin so, ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal dan vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy so wil nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waar dat die beskermer van Israel sluimer nie in en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie, en snags sal die maan jou nie kwaad doen. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm.
Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Broer en suster, ek dink ons het 'n verskriklike groot politieke eenheid nodig om vanmôre vir ons te sê dat ons in 'n baie moeilike tyd in ons land is. Ons leef in 'n baie onseker tyd. Nou, om op 'n manier ook die Here te hoor in hierdie onseker tyd waarin ons leef, is dit miskien nodig om te gaan na 'n man wat op 'n stadium ook met 'n klomp onsekerheid gesit het. En jy moet eintlik hierdie Psalm sien as 'n tweegesprek. Probeer vir jou hierdie prentjie voorstel, dit is 'n man, hy is 'n pelgrim, hy is op pad Jerusalem toe, en dit is 'n gevaarlike pad. Dis 'n pad wat nie soos ons paaie vandag gelyk het, ons weet dit mos nou. Dit was maar voetpaadjies in die berge, daar was wilde diere, daar was rowers gewees. En 'n stuk van die pad in die woestyn gegaan. Baie van die mense het in die woestyn inderdaad sonsteek opgedoen, omdat die son so skerp en so fel was. Dan het hulle in die nag gewandel en in die nag getrek om 'n bietjie koeler te wees. Maar dan het hulle die vrees gehad dat die maan kan allerlei siektes in jou inbrand. En dis waar die maan sieke kind vandaan kom. Die maan het die kind bygekom. En dis hoe my so is. Nou sit hierdie man met al hierdie goed in sy gedagtes. En voordat hy die pad vat, stap hy na die dorpie se priester. Die priester wat miskien daai stadium nie diens gedoen het in die tyd. En hy gaan praat met hom. Hy kom by die priester en hy is die eerste woorde wat hy vir die priester sê. Hy sê vir hom, ek kyk op na die berge, ek kyk op na die pad wat ek besig is om nou te bewandel. Ek kyk op na die berge. Hy sê, waar gaan af nou, of hoe kom ek in Jerusalem? En dan kom die rustige stem van die priester. Sê hy vir hom, my kind, as ek hierdie pad Jerusalem toe reis, hier in vers 2, kom my hulp van die Here af. Want ek stap hierdie wêreld en ek stap hierdie pad omdat ek dit vir die Here doen. En wat belangriker is, ek stap op God se wêreld. Hierdie wêreld is nie aan homself oorgegee. Hierdie wêreld is nie iets waarin ek in gegooi is en ek moet nou maar kyk wat ek daarvan kan maak. Hierdie wêreld is God se wêreld. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sê dit gee vir my sekerheid. As ek nie hierdie berge stap, dan is dit God se werk. As ek hierdie kronkelende pad in die woestyn volg, dan is dit God se woestyn. Dis God se son, dis God se maan, dis God se werk. Kom ons maak dit nog meer persoonlik. Die Here het ook vanmôre my lewe in sy hand. Ek is nie aan myself oorgelaat nie. Dan gaan hy sê vir jou, pelgrim, sê hy vir hom, weet jy, hy sal nie toelaat dat jy struikel. Want struikel is nie God se skuld nie. Dis ek wat baie keer op 'n losse trap en aanval. God sal selfs keer dat jy nie as gevolg van verkeerde stappe val. God sal vir jou beskerm, want hy sluim in of slaap. Hy slaap nooit nie. En nou sê die Here vanmôre, dis binne hierdie dampkring wat jy my kind is. Dis binne die dampkring van my omgee en my sorg, dat jy as kind van die Here maar rustig kan aanstaan. Want dis my wêreld en ek het geskiedenis van betroubaarheid. En dan sê die priester ook vir hom, jy moet nie bang wees vir die son, jy moet nie bang wees vir die maan, nie, dis God se son, dis God se maan. Dit gaan nie meer daaroor nie. Hierdie wêreld met al sy dreigings, met al sy bedreigende dinge, dis nog alles God se ding. En die Here is in beheer. Weet jy, ek dink ons sê dit te min vir mekaar. Ons vra dit veel kere vir mekaar, maar wat gaan gebeur as die en daai nou sou oorneem, of dit en dit sou gebeur, maar dit is soos God is in beheer. En God sorg, en God is die een wat keer, dat niks oor kan kom. Ek dink hierdie pelgrim hier baie rustig. Skielik gesê van my hele land, God is nie weg nie.
God is hier. Hy is in ons midde. Hy stap saam met ons die pad. En as hy dus wil opstaan, dan sê die priester vir kom hier. Steek die Here se seën by jou. Dan stap jy met vrede hier. En dan spreek hy hierdie seën oor, want hy sê, die Here, my kind, sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal jou beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Broeder en suster, dan sluit dit af. Die Here wil vanoggend vir ons om bevestiging gee. Ek is jou God. Hierdie wêreld is myne. Jou lewe is vir my kosbaar. En wil die Here ook vanmôre aan die einde van die diens wil vir my en vir jou seën en vir ons sê, gaan, stap die pad, hoe onsekerheid ook al vir jou mag bly. God is daar en hy seën jou en gaan saam. Kom ons sê vandag, Hemelse Vader, vergewe ons dat ons baie keer na die wêreld kyk asof U nie daar is. Vergewe ons, Here, dat ons so onmin vermoed het. En dankie dat U nie een is wat vir ons wag om te presteer en dan beloon U ons met vertroue en met sorg. U doen dit eerste. U raak ons eerste aan. En ons kan net vanmôre reageer met 'n dankie, Here. Vat ons lewe, help ons om te onthou, waar ons ook al gaan, wat ook al om ons gebeur. God is daar. In Jesus se naam. Ons antwoord op die Here se woord is baie kragtig, ook 'n baie bekende lied, 5 en 9, waarom ons net presies herhaal wat die Here vanmôre gesê het. God is oral. Op berge en dale en oral is God. Die Here sal jou op elke pad beskerm, van nou af tot in ewig. Amen. Kan ek gou iets vra?
Net toe julle begin gesels het jy gesê mevrou Danges het vir jou gesê jy doen nou iets. Toe het ek nie gehoor wat jy gesê het. Dit was in verband met die skool nie. Wat sê vir my wat was dit? Ja, ek en mevrou, kom ons ruil die volgorde op. Mevrou Danges en ons Steven Eisen, die Suid-Afrikaanse komponis, en ek was betrokke by die eerste skool. Ja. Maar oom Steven Eisen het vir Tannie Danges skool gehou en hy was ook by die college in Heidelberg. En dis die konnotasie en hy het op die stadium met hy al gehelp met die harmonie. Maar hy wou nooit sy naam na sien. Hoe was jy toe op die ou end by die finale? Ek het na mevrou Dankie se dood het ek hom totaal en al gemaak soos ek hom vanmôre gespeel. O, pragtig.